Lukas 11, vers 1 tot 54. En toe hy op 'n sekere plek besig was om te bid, sê een van sy disippels vir hom, nadat hy opgehou het, Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy disippels geleer het. En hy sê vir hulle, wanneer julle bid, sê, Onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons elke dag ons daaglikse brood, en vergeef ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat aan ons skuldig is. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. En hy het vir hulle gesê, wie van julle sal 'n vriend hê, en sal middernag na hom gaan en vir hom sê, Vriend, leen my 3 brode, want 'n vriend van my het van 'n reis by my aangekom, en ek het niks om aan hom voor te sit nie. En die van binnekant sal antwoord en sê, Moenie my lastig val nie, die deur is al gesluit, en my kinders is saam met my al in die bed. Ek kan nie opstaan om vir jou te gee nie. Ek sê vir julle, al sou hy ook nie opstaan en vir hom gee, omdat hy sy vriend is nie, sal hy tog ter wille van sy onbeskaamdheid opstaan en hom gee soveel as hy nodig het. En ek sê vir julle, bid, en vir julle sal gegee word, soek, en julle sal vind, klop, en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat bid, ontvang, en hy wat soek, vind, en vir hom wat klop, sal oopgemaak word, en vir watter vader onder julle sal sy seun brood vra, en hy sal hom 'n klip gee, of ook 'n vis, en hy sal hom in plaas van 'n vis 'n slang gee, of ook as hy 'n eier vra, hom 'n skorpioen gee. As julle dan, wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. En hy het 'n duiwel uitgedryf, en die was stom. En toe die duiwel uitgaan, het die stom man gepraat. En die skare het hulle verwonder, maar sommige van hulle sê, deur Beelzebul, die owerste van die duiwels, dryf hy die duiwels uit. En ander het hom versoek en van hom 'n teken uit die hemel begeer. Maar hy het hulle gedagtes geken en vir hulle gesê, Elke koninkryk wat teen homself verdeel is, word verwoes, en 'n huis wat teen homself is, val. En as die Satan ook teen homself verdeel is, hoe sal sy koninkryk bly staan? Want julle sê, dat ek deur Beelzebul die duiwels uitdryf. En as ek deur Beelzebul die duiwels uitdryf, deur wie dryf julle seuns hulle uit? Daarom sal hulle heel regters wees. Maar as ek deur die vinger van God die duiwels uitdryf, dan het die koninkryk van God waarlik by julle gekom. Wanneer 'n sterk man wat goed gewapen is, sy huis bewaak, is sy besittings in veiligheid. Maar as een hom oorval wat sterker is as hy en hom oorwin, neem hy sy volle wapene rusting weg waar hy op vertrou het en deel sy byt uit. Hy wat nie met my is nie, is teen my, en hy wat nie saam met my versamel nie, verstrooi. Wanneer die onreine gees uit die mens uitgegaan het, gaan hy deur waterlose plekke en soek rus. En as hy dit nie vind nie, sê hy, ek sal teruggaan na my huis waar ek uitgegaan het. En hy kom en vind dit uitgevee en versierd. Dan gaan hy en neem 7 ander geeste slegter as hy self, en hulle kom in en woon daar. En die laaste van hierdie mens word erger as die eerste. En terwyl hy dit spreek, het 'n vrou uit die skare haar stem verhef en vir hom gesê, Salig is die skoot wat u gedra het, en die borste wat u gesorg het. En hy sê, ja, maar salig is hulle wat die woord van God hoor en dit bewaar. En toe die skare saamstroom, begin hy te sê, hierdie geslag is boos. Dit soek na 'n teken, en geen teken sal aan hom gegee word nie, behalwe die teken van die profeet Jona. Want soos Jona 'n teken was vir die Nineviete,
So sal die seun van die mens ook wees vir hierdie geslag. Die koningin van die suide sal in die oordeel opstaan saam met die manne van hierdie geslag en hulle veroordeel, want sy het gekom van die eindes van die aarde af om die wysheid van Salomo te hoor, en meer as Salomo is hier. En die manne van Nineve sal in die oordeel opstaan saam met hierdie geslag en dit veroordeel, want hulle het hul op die prediking van Jona bekeer, en meer as Jona is hier. En niemand steek 'n lamp op en sit dit in 'n verborge plek of onder die maatemmer nie, maar op die stander, sodat die wat binnekom die lig kan sien. Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is jou hele liggaam ook verlig, maar as dit verkeerd is jou liggaam ook donker. Pas dan op dat die lig in julle nie duister is nie. As jou hele liggaam dan verlig is, en nie enige deel het wat donker is nie, sal dit heeltemal verlig wees, net soos wanneer die lamp met sy skynsel jou verlig. En onderwyl hy besig was om te spreek, het 'n sekere fariseer hom uitgenooi om by hom te kom eet, en hy het ingekom en aan tafel gegaan. En toe die fariseërs dit sien, het hy hom verwonder dat hy nie voor die maaltyd eers gewas het nie. Maar die Here sê vir hom, ja, die fariseërs, julle maak die buitekant van die beker en die bord skoon, maar van binne is julle vol roof en boosheid. Onverstandig is, het hy wat die buitekant gemaak het, nie die binnekant ook gemaak nie, maar gee wat daarin is, as almoes, en dan is alles vir julle rein. Maar wee julle fariseërs, want julle gee tiendes van die kruisement en die wynryt en elke groentesoort, en julle verwaarloos die reg en die liefde van God. Hierdie dinge behoort julle te doen, sonder om die ander na te laat. Wee julle fariseërs, want julle hou van die voorste banke in die sinagoges en die begroetinge op die markte. Wee julle skrifgeleerders en fariseërs en geveinstes, want julle is soos grafte wat onherkenbaar is, en die mense wat daaroor loop, weet dit nie. Toe antwoord een van die wetgeleerders en sê vir hom, Meester, as u so spreek, beledig u ons ook. En hy sê, wee julle ook, wetgeleerders, want julle lê laste op die mense wat swaar is om te dra, en selfs roer julle die laste nie met een van julle vingers aan nie. Wee julle, want julle bou die grafte van die profete, en julle vaders het hulle gedood. Julle gee dus getuienis vir die werke van julle vaders en het saam welbehae daarin, want hulle het hul gedood en julle bou hul grafte. Daarom het die wysheid van God ook gesê, ek sal profete en apostels na hulle stuur, en van die sal hulle doodmaak en vervolg, sodat van hierdie geslag afgeëis kan word. Die bloed van al die profete wat vergiet is van die grondlegging van die wêreld af, van die bloed van Abel af tot op die bloed van Sagaria wat omgekom het tussen die reukaltaar en die huis van God. Ja, ek sê vir julle, dit sal afgeëis word van hierdie geslag. Wee julle wetgeleerders, want julle het die sleutel van die kennis weggeneem. Selfs het julle nie ingegaan nie, en vir die wat wou ingaan, het julle verhinder. En toe hy dit aan hulle sê, begin die skrifgeleerders en die fariseërs hom skerp op die oog te hou en hom uit te vra oor baie dinge, om hom in 'n stryk te stel en te probeer om iets uit sy mond op te vang, sodat hulle hom kon beskuldig. Lukas